Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen die kroon. Goeiedag geliefdes en welkom by vandag se oordenking waar ons saam dink oor meer. Ons het gister gesien by Petrus hoe dat hy baie duidelik verduidelik hoe dat geloof so baie meer is as net 'n persoonlike ervaring. Vandag lees ons Paulus in Kolossense 3 vers 1 tot vers 4. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ons kan so gefokus raak op die hier en die nou. En die hier en die nou is nie altyd 'n lekker plek nie. Ek dink nie veral nou nie. Daar's altyd iets negatiefs om te sê van hier en die nou. Daar was so 'n eksperimentjie wat iemand eendag gedoen het en gesê het, kom ons vra 'n bietjie vir mense oor wat sien hulle. En hulle vra dit vir mense, hoeveel wit Volkswagens sien jy op die pad? En niemand kon eintlik 'n antwoord gee nie. 'n Paar dae later toe die vraag weer gevra word, toe sê die mense nee, maar hulle sien massas van hierdie wit voertuie op die pad. So kan ons gefokus raak op die hier en die nou. En die hier en die nou op hierdie oomblik so ook in ons wêreld kan so 'n demper op ons geloof plaas. So 'n demper dat ons begin vra soos, maar waar is God? Hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Weet God dan nie hoe seer dit is nie? En al daai, ek ken dit. Dit is wanneer ons fokus op die hier. Nou kom sê Paulus, nee, ons moenie fokus op hier nie. Ons moenie fokus op die dinge wat hieronder is nie, maar op die dinge wat daarbo is. Jy sien Paulus in sy lewe en dan wraggies dinge in sy lewe gesien wat glad nie rooskleurig was nie. As jy maar vat hoeveel keer hy in die tronk moes sit, hoeveel keer hy verhoor is, hoeveel keer hy geslaan is, hoe hy verniel is, hoe hy met daai stikkende liggaam van hom 20.000 kilometer ver per voet afgelê het. So sy hier was nie baie rooskleurig nie. En daarom kom hy met hierdie raad. As jy wil hê jou geloof moet meer wees, rig jou op die dinge wat daarbo is. Hy skryf nie hier wat die dinge is wat daarbo is nie, maar hy skryf hierso dat hy een ding verseker wees, as hy rig op die dinge wat daarbo is, dan sien hy sy eie lewe verborge in God en sien hy sy eie wederkoms saam met Christus verborge in Christus. Daar is iets daar. Ander kan die hier wat so knaldemper kan wees. En as jy nou wonder, maar is dit vandag nou nog so? Was Paulus nie in geestesvervoering nie? Het hy nie partykeer in geestesvervoering gegaan nie? Hy het. Wat van my en jou as gelowige gewone gelowiges? Ek dink net wanneer ons Petrus se woorde van gister ernstig opneem en ons leer om op te kyk, dan gaan ons begin raak sien die dinge wat byvoorbeeld vir ons opgeskryf is in 'n boek soos Openbaring. En ek wens so dat almal wat hierna kyk, die Openbaring Bybelskool bygewoon het toe ek hierdie behandel het. Want dit wat daar in Openbaring 4 en 5 gesien het, is die werklikheid by God.
Die werklikheid in die goddelike realm, en daar sit 'n onaantastbare God op 'n troon. En alles is voor hom 'n spieelgladde see. En daar is nie 'n stukkie bose nie, en daar is nie 'n stukkie storm nie, en daar is nie 'n stukkie stryd nie, en daar is nie 'n sweempie te sien of te hoor van 'n Satan en van die moeilikheid en die aanklaarry wat hy mee besig is nie. Al wat daar is God. God in sy volheid. God in klere soos smarag en opaal. En rondom die troon 24 ouderlinge, met ander woorde, die volheid van die kerk wat hom aanbid. In hoofstuk 5 kom die lam op die toneel. Die een wat geslag was, maar wat werd is om die boek in die hand van God uit te neem. Dit is die hemelse werklikheid. Dit bestaan. Terwyl ons besig is om hier vas te kyk rondom al die dinge wat vir ons so negatief maak. Wat ons terughou daarvan om werklik te lewe, is daar 'n goddelike realm waar Christus aan die regterhand van God sit en hy regeer en hy is besig om vir ons plek te maak. Kan ons dit nie maar weer sien nie? Kan ons nie maar weer 'n toekomsdroom rondom die hemel, rondom die wederkoms kom hê nie? Kan ons nie maar weer 'n werklike beeld kry van die wonderlikheid van ons God nie? Die wêreld, die lewe gaan, die geloof gaan oor meer as om oor in die dinge hier vas te kyk. Mag jy na die dinge daarbo kyk en dit so ontdek dat dit vir jou inspirerend is dat jy die anders kan as om van 'n persoonlike geloof na 'n uitbundige geloof oor te beweeg nie. Ek bid dit vir elkeen van julle wat luister. Shalom. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy alleen.